Ons is by die gees van Leviathan. Nou in die Bybel word die Leviathan baie akkuraat en baie goed beskryf. Nou in die Afrikaanse Bybel word die Leviathan word vertaal as krokodil. Nou as 'n mens dit net lees as krokodil, dan is dit pragtig wat daar geskryf is, maar mens kry nie die werklike diepte daarvan nie. In die Engels staan dit so, die New King James Version staan dit so: can you draw out Leviathan with a hook, or snare his tongue with a line which you lower? Nou in die 2020 vertaling is dit ook weer reg. Hulle het weer die naam, het hulle daar ingesit, Leviathan. Nou die naam Leviathan beteken ook seemonster. So as dit vertaal sou gewees het as seemonster, dan het dit baie meer duidelik het dit oorgekom. Nou dit is interessant dat hierdie Leviathan is ook 'n simbool van Babylon. As 'n mens gaan kyk na die eienskappe van Leviathan en jy kyk waar Babylon sy ontstaan gehad het en waarvoor Babylon staan, mens kry Babylon van die begin tot die einde. Deur die hele Bybel loop jy om raak en dit is ook een van die lesings gaan oor Babylon self, wat ons later in die jaar by uitkom. En dan sal ons sien hoe Leviathan en Babylon ooreenstem. Nou as ons in detail gaan kyk na die eienskappe en sy karakter, dan som vers 34 dit perfek op, en dit is Job 41 vers 34 wat sê: He beholds every high thing, he is king over all the children of pride. En dit is sy karakter. Hy is, Leviathan is die vors agter trots en hoogmoed. En hierdie is een van die sondes, of dalk die sonde, teenoor wie die Here sy rug draai, is trots en hoogmoed. Dit is weens hoogmoed wat Satan uit die hemel gewerp is. Nou die Leviathan word beskryf as 'n draak wat vrees en intimidasie in die harte van mense veroorsaak. Nou sy aanvallende geaardheid wat alles in sy pad verslind, keer dat enige mens hom kan tem. Net God kan hom tem, want daar is niemand groter en meer magtig as God self nie, en hy alleen het die mag, die krag en die autoriteit om Leviathan te verslaan. 'n Mens kan dit nie doen nie. Nou in die eerste paar verse van Job vra God vir Job 'n hele paar vrae oor Leviathan. En ons kan dit lees, Job 40 vers 20. Die Engelse Bybel begin by hoofstuk 41, maar die Afrikaanse Bybel begin by Job 40 vers 20. Kan jy die Leviathan met 'n hoek uittrek en met 'n tou sy tong afdruk? Kan jy 'n tou van biesies in sy neus sit en sy kakebeen met 'n haak deurboor? Sal hy jou baie smeek of met jou spreek in sagte woorde? Sal hy 'n verbond met jou sluit dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem? Sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel en hom vasbind vir jou meisiekinders? Sal die viskopers met hom handel drywe, hom verdeel onder die koopmans? Kan jy sy vel vol skerp yster steek en met 'n vissersharpoen sy kop? En dan gee God self 'n paar antwoorde en maak God 'n paar stellings wat jou laat besef dat hierdie is nie 'n gewone skepsel nie. In vers 27, sit jou hand op hom, dink aan die geveg, jy sal dit nie weer doen nie. Kyk, elke hoop kom bedroog uit, sal 'n mens nie reeds by die sien van hom neerslaan nie. Nou om werklik sy krag en mag te verstaan, dan moet ons meer in detail na hom kyk. So kom ons begin by sy vel. Vers 26, kan jy sy vel vol skerp yster steek en met 'n vissersharpoen sy kop? Nou die trots van Leviathan word in sy voorkoms gevind. Sy vel en sy buitenste laag is so hard, dat niemand sy vel kan deurdring nie. Sy vel is soos 'n wapenrusting. En dit is 'n kenmerk van diegene wat vol trots is, aangesien hulle 'n muur rondom hulle het. Dit is 'n muur van selfverdediging wat sê, jy sal nie naby genoeg aan hom kom, of aan my kom, om my seer te maak nie. Hierdie muur wat ek opsit, sal jou verhinder om my aan te raak en naby my te kan kom. En die meeste mense met die gees van trots sal nooit werklik oopmaak vir ander nie. Hulle verdediging is om jou weg te hou en jou met vrees te intimideer sodat jy nooit naby genoeg aan hulle hart of hulle ware self kan kom nie. En dan kom ons by sy gesig uit. Job 41 vers 5. Die deure van sy gesig, wie het dit geopen?
rondom sy tande is verskrikking. Nou die Leviathan se gesig is vreesaanjaend en intimiderend. Weereens is dit nog 'n verdediging wat opgestel is om vrees op almal te sit wat dit waag om hom te nader. Selfs wanneer jy kyk na die aangesig van iemand wat onder hierdie gees gebuk gaan, dan sien jy die hardheid. Nou soms sal jy die gees in werking sien wanneer jy net so met een praat. Hulle oë is gloeiend, deurdringend, hulle sal nooit glimlag of 'n ander aanmoedig nie. Enige uitlating wat deur hierdie gees gemaak word, word normaalweg gedoen op 'n wyse waar dit bedoel is om jou op te kou en uit te spoeg. Hierdie gees ken geen genade nie. Individue wat onder die Leviathan se gees invloed is, voel asof niks wat jy sê die moeite werd is om na te luister nie. Hierdie gees beskou homself as beter oor alle ander en dat hy altyd reg is. Mense wat onder hierdie gees se invloed is, sal hulle moeilik bekeer of om vergifnis vra. Trots en hoogmoed, jy kan nie nou al indink hoe lyk trots en hoogmoed by iemand wat in trots staan en vir daardie persoon om enigsins te buig of enigsins iets te erken sal beteken hy moet hom verneder, en dit is wat hierdie gees nooit sal doen nie. En dan kyk ons na die skilde. Nou Job 41 vers 6 sê: 'n voorwerp van trots is die groewe van die skilde, verseël met 'n vaste seël. Die een is so naby die ander dat die wind daar nie tussenin kan kom nie. Hulle kleef aan mekaar, hou aan mekaar vas, onafskeibaar. En dit is interessant en dit is ons moet oplet en opmerksaam wees vir hoe dit beskryf word. Wat sê die wind sal daar nie tussenin kan kom nie. Nou die Leviathan se rye skilde is sy trots. Sy skilde is so naby aan mekaar dat geen lig daardeur kan gaan nie. En die lig in die gees verteenwoordig die Heilige Gees. Die Leviathan se skilde is so styf aan mekaar dat hulle verhoed dat die Heilige Gees en die winde van God in hulle lewe of deur hulle lewe of in hulle bediening kan vloei. Daar is geen plek en geen spasie vir enige lig om deur te vloei nie. 'n Persoon wat onder die beheer van hierdie gees is, sal nooit in staat wees om ten volle te funksioneer, ook in die gawes wat die Here vir hulle gee nie. Met ander woorde, iemand het die gawes van die gees ontvang, maar hy sal sukkel om in daardie gawes enigsins te floreer en toe te laat dat die gees van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees wind, dat dit enigsins waai. Daardie skilde pas styf in mekaar. Dit sny die Heilige Gees wind af en keer dat die gawes vrylik vloei. En dit verhoed dat verlossing en genesing plaasvind. Nou ten einde 'n kerk behoorlik en in eenheid saam te laat funksioneer vir die bou van die koninkryk van God, want dit is waarmee ons te doen het. Ons het te maak met die koninkryk van God, dan moet ons die vyfvoudige bediening vrylik laat vloei. En daardie bedienings is die bediening van apostel, profeet, evangelis, herder en leraar. Nou Leviathan, daardie gees van trots en hoogmoed, sal keer dat hierdie bedieninge werklik vloei in 'n kerk. En al vyf is noodsaaklik vir die bou van die liggaam van Christus en niemand beklee alleen al vyf posisies nie. Dit kan nie deur een persoon alleen beklee word nie. Paulus sê vir ons aan die een word dit gegee, die ander een dat, die ander een dat, maar daardie een wat daardie persoon gekry het en word beset deur die gees van Leviathan, daardie bediening sal nie tot volle werking kom nie. Daar sal altyd 'n weerstand wees. Nou wanneer Leviathan in 'n kerk werksaam is, dan verhoed dit dat die liggaam die gawes van die Heilige Gees ontvang en dit produseer droë, ondoeltreffende lidmate binne die liggaam van Christus. Dan as ons kyk na sy neus en mond, Job 41 vers 9. Sy genies laat lig skitter en sy oë is soos die ooglede van die dageraad. Uit sy mond kom vakkels, spat vuurvonke uit sy neusgate kom rook, soos uit 'n kokende pot met bissies vuur daarby. Sy asem laat kole opvlam en 'n vlam gaan uit sy mond. En hier kry ons die valse lig van die Leviathan. As ons weer lees vers 9, sy genies laat lig skitter en sy oë is soos die ooglede van die dageraad. Dit is lig en daar is niks fout met lig nie, maar as dit uit sy gesig uitkom, dan is dit valse lig. En die Leviathan sit in die heilige deel van die tempel en vervals die dinge van God. En 'n mens moet baie versigtig wees in dit wat 'n mens sien en dit wat 'n mens lees, is dit eg of is dit vals?
Hy blokkeer die ingang na die allerheiligste sodat jy nie in staat is om verby die voorhangsel in die volheid van God te kan kom nie. Hierdie gees van Leviathan sal veroorsaak dat mense voel asof hulle in die volheid van God in die allerheiligste is, wanneer hulle in werklikheid nooit verby die heilige plek kan kom nie, want hulle het gekom by 'n plek wat valslik lyk, asof dit die allerheiligste is. Hy vervals ook die voorwerpe van die heilige deel, en hy gee valse lig, hy gee drome en visioene en openbarings, maar is nie eg nie, dit is alles vals, en mens moet hierdie goed onderskei. Deur die goue lamp in die heilige deel te vervals wat lig en begrip verteenwoordig, dit is die woord van God, om dit te vervals, dan gee dit 'n valse begrip van die dinge van God. Met ander woorde, 'n mens kry die waarheid in die woord, maar dit word verdraai om by jou eie opinie te pas, of dit sal verdraai word om die krag daarvan te verminder en minder te maak. Ons kry dit deesdae waar hulle sê, nee, al die gelykenisse wat die Here vertel het, dit is sommer net stories, of verhale van werklikhede wat in die Bybel gebeur het, dan sê hulle nie, dit was sommer net 'n storie gewees, dit is net oulik, is net 'n storie, maar dit was nie regtig gewees nie, en dit sal keer dat die ware werking van die Heilige Gees deur die waarheid van die woord sal kan vloei. En dan moet mens gaan kyk, dit kan Leviathan wees, wat dit verhoed. Wanneer die gees van Leviathan werk met daai trots en daai hoogmoed, dan sal die wet aangehang word in steede van die genade van God sal nie aangehang word nie. Met ander woorde, mense sal eerder teruggaan, en ek sien daar is 'n baie groot beweging in die wêreld en oor die aarde en ook in ons eie land en ja, ook onder mense wat ons ken, wat werklik weer teruggaan na die wet toe, sê nie, maar ons moet nou weer hierdie wette onderhou. Maar wat sê die Here se woord? Hy sê die wet se uiteinde is die dood. Die genade van Christus is die ewige lewe. Maar as jy in die wet vashou, jy het of die wet of jy die genade wat die nuwe tydperk is, of jy staan onder die wet. En hierdie Leviathan is te trots en te vol hoogmoed om daar die wet waarin hy vasgehou het neer te lê, en hy sal dit weer gaan opneem en te beweeg in die genade van die Here. Mens kan, as mens by so iemand kom, dit is asof jy teen 'n baksteenmuur te staan kom. As 'n mens te maak het met iemand wat die gees van Leviathan het, jy kan met die waarheid van die Here se woord by so iemand kom, maar dit gaan voel asof jy teen 'n baksteenmuur te staan kom. Jy sal absoluut net nie verder kom nie. Jy kan dit in baie sulke mense kan jy baie in 'n gesigsuitdrukking kan jy sien, daai absolute trots en hoogmoed waarin hulle staan. Hulle hoogmoed is so verhewe dat jy dit eerder los. Soos wat die Here ook met Job gepraat het. Hy het gesê, kyk hoe verskriklik is hierdie, en dan sê die Here ook, geen mens kan hom tem nie. So geweldig is hierdie, as mens nou jou voorstel, hierdie see-monster staan voor jou, en nou probeer jy met 'n see-monster wat rook en vuur uitblaas, jy probeer nou met hierdie monster redeneer, jy gaan dit nie reg kry nie. Die Here sê ook, jy sal dit nie weer doen nie. Jy sal dit nie weer doen nie. Dink aan die geveg wat daarna gaan volg. Hierdie voorkoms wat hierdie see-monster het, wat hierdie Leviathan het, sy uitwerking op mense met wie hy te doen het, wat teen hom te staan kom, is vrees en intimidasie. En jy blaas eenvoudig die aftog. En dan, hierdie Leviathan voer 'n valse bestaan. Nou, dit is in hierdie plek waar mense selfvoldaan raak en hulle begeerte verloor en hoër en dieper in die dinge van God te kan streef. Hulle staan waar hulle staan. En mense kan geestelik sterf in hierdie plek terwyl hulle onder die valse salwing van Leviathan werk. Want baie keer, omdat mense dan omdat hierdie trots en hoogmoed so in 'n mens is, dan het jy jouself gebring en jy glo dat jy self staan in 'n verhewe plek. Daar is jy die hoogste sport bereik, hier waar ek is. Dit is mense wat sê, I have arrived. Daar is nog niks wat ek nou kan leer, ek weet nou alles. En dit is 'n valse belewenis wat jy het, van 'n plek waar jy bitter ver van die Here af is. Maar so iemand kan jou laat verstaan, dat hy weet alles en ken alles, en daar is niks meer nodig nie. Nou, soos Leviathan die ware lig en begrip vervals, begin baie Christene in 'n geestelike trots te funksioneer. En ons moet oppas vir 'n geestelike trots. Hulle begin voel asof hulle by God aangekom het, en hulle word hardkoppig en vol trots, en uiteindelik onbereikbaar. En dit is hierdie plek waar jy baie sal sien vashou aan doktrines en aan wet en aan godsdiens. Ons moet nooit godsdiens bedryf nie. Nooit. Ons moet wegkom van
om godsdienst te speel, en godsdienst is, ek moet dit op hierdie manier doen, ek moet op hierdie manier, moet ek aantrek, ek moet op hierdie plek staan, ek moet dit so doen, ons moet die kerk so begin, ons moet hom so eindig, en as dit nie alles so gebeur het nie, dan was daar fout gewees, en dan stem ek nie saam met hoe hierdie kerk nou werk nie, of as daar 'n nuwe rigting aangedui word, dan sal hierdie Leviathan se trots en sy hoogmoed sal te groot wees om van rigting te verander en ook weer verder te loop. Dit is omtrent soos die Israeliete wat in die woestyn gewees het, en dan het die Here vir hulle gesê, julle kamp nou hier, en dan kamp hulle daar, en dan 3 dae later, dan trek die wolkkolom op en trek, en dan begin hulle murmureer, en hulle is nie van planne om saam te trek nie, en dan sê hulle, maar kom ons gaan liewer terug Egipte toe, dit was vir ons baie beter daar. Nou as 'n mens terug verlang na Egipte toe, dan verlang jy terug na die wet, jy verlang terug na daardie gemak wat jy deur gehad het, en 'n mens het nie meer lus om enige opoffering te maak, en as die Here sê verander van rigting, nee, ek stem nou nie saam meer hiermee nie, en dit is die gees van Leviathan, trots en hoogmoed. Sulke mense hou vas aan oortuigings wat hulle in 'n spesifieke denominasie het, of in godsdienstpraktyke wat spesifiek op sulke maniere en so 'n manier moet plaasvind. En in plaas van om die liefde van God se koninkryk beginsels te omhels en te sê, Here, waar U ook al lei, sal ek gaan. Ek onderwerp my wil aan die Here. Leviathan sal nooit sy wil net eenvoudig onderwerp nie, hy gaan dit nie reg kry nie. Mens sien ook hierdie gees van Leviathan werk in kerke, waar mense glo net hulle denominasie is reg, en dit is geweldig dat dit so is. Ek gaan nou nie een van hulle opnoem nie, maar daar is denominasies wat sê, ons kerk se mense gaan hemel toe en al die ander gaan verlore, ons is reg en dis dit. En 'n mens moet oppas, want selfs in ons eie kerk was daar vir baie jare die idee gewees, ons is op 'n beter platform as die ander mense. Ons het meer geestelike kennis as wat die ander mense het. Ons weet meer van die Bybel as wat die ander mense het. Ons weet meer van die Heilige Gees werking as wat die ander mense van weet. Daarom is ons op 'n hoër platform. Ons is, en dit het ek al baie gehoor, ons kerk is op 'n hoër platform. En dit is die gees van Leviathan. Dit is trots en hoogmoed. Dit is geestelike trots. 'n geestelike hoogmoed waar jy jouself iets toedig of vir jouself een of ander platform gebou het, klim daarop en ek is nou beter as die ander mense. Nou as enige een so 'n idee het, dan moet ons gaan kyk. Die gees van Leviathan sit daar agter. Hy sit agter trots en hoogmoed, en ek dink geestelike trots is erger as fisiese trots of liggaamlike trots, of trots in die vlees, hoe moet ek dit noem? As 'n mens trots is in die vlees, of jy het liggaamlike trots, dan het jy een of ander uitkyk op die wêreld, en ek beskou dinge op hierdie manier, maar as 'n mens geestelik trots geraak het, dit is gevaarlik, en die Here draai sy rug op mense wat in die gees trots en hoogmoed het. Ons lees dit in sy woord. Nou kan ons kyk na sy nek, Job 41 vers 13 wat sê, in sy nek woon sterkte en voor hom uit spring ontsteltenis. Die klompe van sy vleis is vas in mekaar, aan hom vasgegiet, onbeweeglik. Sy hart is hard soos 'n klip, ja, hard soos die onderste meelsteen. Wanneer die gees van Leviathan werk, dan raak 'n mens hardnekkig en hardkoppig. Nou as 'n mens mooi daaraan dink, die nek is die verbinding tussen die hoof en die res van die liggaam. Alle opdragte hardloop deur die nek. Al jou senuweestelsels hardloop deur jou nek. Jou nek is die totale verbintenis. Al jou voedsel gaan daardeur. Jou asem gaan daardeur. Alles gaan deur hierdie nek. En as hierdie nek hom verstyf het, as hy so hard geword het, soos wat die Here se woord sê, aan mekaar vasgegiet, onbeweeglik, dan kry mens dat die liggaam weier om saam met die hoof te werk. Met ander woorde, die hoof wat Christus is, kan draai, maar die liggaam sal weier om saam met die hoof te werk, en dit is waar hy hom kom met hardnekkigheid en hardkoppigheid. En as die Here dan byvoorbeeld 'n vermaning sou uitspreek,
En dan gaan 'n mens jou verhard, nee, dit is nie ek nie, ek neem dit nie aan nie, dit het met my niks te doen nie. As die Here een of ander opdrag sal gee vir die liggaam van Christus, maak so en maak so, dan gaan die gees van Leviathan sê, sorry, ek gaan dit nie doen nie, ek stem nie saam nie. Hy gaan weier om saam met die hoof te beweeg. Nou, niks en niemand sal daardie persoon se denkwyse verander nie. Wanneer God werk, sal jy dit nie kan sien of saam beweeg nie. Nou weer eens is dit die godsdienstige gees wat dan saam met hierdie trots werk, wat mense verhinder om in die gees te groei. Iemand wat beset is of waarvan die gees van Leviathan werksaam is, sal nie in die gees kan groei nie. Hulle sal nie, want hulle weerstaan dit wat die Here gee. Hulle weerstaan die werking van die Heilige Gees, hulle weerstaan die wind van die Heilige Gees, en daardie mense bly net waar hulle is. En wanneer 'n mens natuurlik ophou groei, dan stagneer jy. Jy bly vasgevang in ou weë, en jy bly vasgevang in jou ou maniere en dinge van doen. En dit is waar ek staan, en niemand gaan my iets anders vertel nie. Dit is hoe dit nog altyd was, en dit is hoe dit gaan bly. En die gees van Leviathan gaan nie saam met die hoof beweeg nie. Die hoof is Christus. As die Christus sê, ons gaan hierdie kant toe, dan gaan ons waar hy sê ons gaan. Maar Leviathan gaan vassteek. Hy gaan dit nie doen nie. En dan die gees van Leviathan verhard jou hart om mense en dinge van God aan te neem. 'n Mens neem nie, Leviathan neem niks aan nie. Hy neem nie raad aan nie, hy neem nie vermaning aan nie, want sy hart is verhard. En 'n mens se hart word verhard vir die woord van die Here en vir die inspraak van die Heilige Gees. En as daardie hart verhard word, dan is dit soos wat die woord van die Here vir ons sê in Matteus 13 vers 18. Luister julle dan na die gelykenis van die saaiër, Matteus 13 vers 19. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is, en by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel homself nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Wanneer mense hart verhard is en die saad van die woord van die Here val daarop, dan kan mens dalk aanvanklik bly wees of jy kan bly lyk vir dit wat jy ontvang het, maar omdat jou hart verhard is daar geen plek vir wortels om te skiet teen daardie saad, gaan net eenvoudig afval en daar gaan geen vrug kom nie. En dan, wanneer daar swaar tye kom, moeilike tye kom, dan het daardie persoon natuurlik geen wortel. Hy het geen saad nie, hy het geen vrugte nie, hy het absoluut niks, en hy struikel net dadelik. Nou, dan kyk ons na die krag van Leviathan in Job 41 vers 16. As hy hom oplig, word die magtiges bang, van verbuistering raak hulle buite hulle self. Raak iemand hom met die swaard, dit hou nie stand nie, geen spies, lans of assegai nie. Yster is vir hom so strooi, koper soos hout wat vergaan het. Die pyl laat hom nie vlug nie, slingerstene word vir hom so stoppels, vers 20. Knopkieries is vir hom so stoppels, en hy lag oor die gesuis van die lans. Onder aan hom is spitskerwe, hy sprei 'n ware dorslee uit op die modder. Hy laat die diepte kook soos 'n pot, die waterplas maak hy soos 'n kokende salfpot. Agter hom verlig hy die pad, 'n mens sou die watervloed aansien vir grys hare. Sy gelyke is daar op die aarde nie, die skepsel sonder vrees. Hy kyk alles aan wat hoog is, hy is koning oor al die trotse roofdiere, trots en hoogmoed. Nou as ons kyk na die eienskappe van die gees van Leviathan en hoe dit werk. Nou hierdie gees van Leviathan wek die emosies en eie wil van mense op. Dikwels sukkel 'n persoon met hierdie gees met woede, met rusteloosheid, slapeloosheid, meeste van die tyd. Leviathan beskerm homself met wapenrusting. Ons het gelees hoe sy vel ondeurdringbaar is. Hy het hierdie skilde wat aan mekaar is. Hy's ondeurdringbaar. Dit is soos 'n wapenrusting. Dit is soos 'n gepantserde tank wat 'n mens kry. En daar is niks wat daar deurgaan nie. En op dieselfde wyse as wat trotse mense 'n manier het om hulle self af te sluit van almal en weg te kruip agter hierdie mure waarmee hulle self beskerm. Nou so 'n persoon weerstaan baie keer die vrye werking van die Heilige Gees. En dit is wat ons net nou ook genoem het, daar is geen wind wat deur daai skilde kan gaan nie. Dan Leviathan val gebed aan. Nou die een ding wat hy haat,
is gebed. Want om te bid beteken jy met jouself voor God verootmoedig. En Leviathan staan vir trots en hoogmoed. Daar is geen nederigheid en daar is geen berou by hom nie. Smekinge en gebede bring verlossing en genesing voort, maar die Leviathan se trots laat hom nie toe om hom te verneder sodat hy hom kan bekeer nie. En dit is seker hoekom die Here se woord ook sê, daar is niks wat hom kan tem nie, net niks. Net God alleen kan hierdie Leviathan kan hy oorwin. 'n Persoon wat onder die gees van Leviathan is, sal jou laat dink dat hulle altyd reg is en jy is verkeerd. Probeer maar 'n gesprek met so iemand voer. Jy sal die aftog blaas, wat sê die Here se woord, jy sal dit nie weer doen nie. Dis altyd die ander persoon se skuld. Leviathan is 'n foutvinder, hy's 'n aanklaer en hy neem die rol van Satan, die aanklaer van die broeders aan. Hy is 'n aanklaer want hy gaan sien alles wat verkeerd is want hy is reg. En hy sal hom nie buig nie. Hy sal nie erken dat hy iets miskien verkeerd verstaan het of hy doen 'n ding verkeerd nie. Ons doen dit nou so, maar jy doen dit nog so. Hy gaan dit nie erken nie. Hy gaan staan waar hy staan. Julle is almal verkeerd. Hy sal moeilik verantwoordelikheid neem vir sy optrede en hy's lief daarvoor om die blame op ander te plaas. En ons kan ons ook van die eienskappe van Isebel sien, wat ook op daardie manier werk. Isebel het natuurlik 'n goeie klompie trots en hoogmoed ook in haarself en sy gaan weier om te buig. So daar is van hierdie eienskappe wat ooreenstem tussen Isebel en Leviathan. Nou Leviathan, as hy nie sy sin kry nie, dan gaan hy natuurlik slaap veroorsaak as jy gaan probeer om te bid. Omdat hy haat gebed. En as jy dan gaan om te gaan bid, jy raak sommer dadelik aan die slaap. Of as 'n mens kerk toe gaan, jy raak sommer vinnig raak jy aan die slaap. Daar moet net gesit word en daar begin 'n boodskap of daar is 'n tyd vir gebed. Dit is net so nou en dan begin die slaap jou te oorval. Kyk bietjie of daar nie 'n gees van Leviathan is nie, want die gees van Leviathan haat gebed, want in gebed verootmoedig jy jouself, jy stel jou eie wil onderdanig aan God se wil en hy gaan dit nie doen nie. Leviathan gaan dit nie doen nie. Hy gaan jou keer met alles wat hy het om by daardie punt uit te kom. Mens kan die Here vra gee my 'n nederige gees. Ons moet altyd bid, Here gee my 'n nederige gees. Ons moet hierdie gees van Leviathan moet 'n mens veg. Maar 'n mens moet hom veg in die gees. Die probleem is dat Leviathan homself nie geopenbaar wil hê nie. So jy gaan dink, ag nee, wat ek slaap maar altyd in die kerk. Dit is maar hoe ek is. Ek weet nou ook nie hoekom dit is so nie. Miskien het iets met vitamiene te doen of dalk is ek nie fiks nie of wat ook al. Miskien is dit en hy sal homself probeer verberg. Maar miskien is die gees van Leviathan werksaam. Dit is hoekom jy in die slaap raak in die kerk. Nie om 'n ander rede nie. Dit is hierdie gees, hy wil hom nie self openbaar nie, hy wil bly waar hy is. En dan nog 'n teken van Leviathan of nog 'n eienskap is natuurlik hardheid van woorde, hy gee nie om wat hy sê nie. Iemand wat in daardie totale punt van trots en hoogmoed staan, hy gaan vir jou aanval met woorde, hy gaan harde woorde hê, hy kan baie keer aggressief voorkom, daar kan toorn op hom wees, daar kan vrees op jou kom en dit is soos wat die Here ook vir Job gesê het, as jy iets aan hom probeer doen, jy dink bietjie aan die geveg, jy gaan dit nie weer doen nie. Die skrif sê ook, sy asem steek kole aan die brand, vlamme skiet uit sy mond uit. Nou as 'n mens vind dat jou woorde wat jy uiter, hard is teenoor ander mense, as 'n mens, iemand sê iets en jy dadelik iets te sê, maar dit is 'n harde woord wat 'n mens uiter, dan moet ons gaan kyk, is Leviathan nie dalk aan die werk nie? Het ek nie dalk daai harde woorde, omdat ek juis vol trots en hoogmoed is nie? Ek wil nie iets erken nie. Ek wil nie vermaan word nie. Iemand moet my nie aanspreek nie. Jy moet net na my kyk, dan is ek klaar kwaad. Want ek is reg en jy is verkeerd. En dit is die gees van Leviathan. Daar kom sommer vlamme uit sy mond uit. Hy steek kole aan die brand. Leviathan val natuurlik ook die huweliksverbond aan. Ons het gesien, hy het sy nek verhard. Die liggaam wil nie beweeg waar die hoof heen beweeg, die hoof is Christus. En as die liggaam van Christus nie wil beweeg waar die hoof beweeg nie, dan kan ons ook sê dat in 'n verbond, waar die liggaam in verbond, in 'n ewige verbond, 'n bloedverbond met Christus staan, dan sal hierdie gees natuurlik ook daardie verbond sal hy weerstaan, en hy sal nie beweeg in daardie ewige bloedverbond nie,
en mense sal hulle baie keer of verontskuldig daarvan, of sê dit geld nie vir my nie, dit is vir ander mense, so ook in 'n huweliksverbond. 'n Huweliksverbond tussen 'n man en sy vrou staan in 'n heilige huweliksverbond, in dieselfde verbond wat die liggaam staan met Christus. En daardie gees van Leviathan as een van die man of die vrou daardie gees by hulle het, dan sal daardie verbond natuurlik ook geweerstaan word. Want hierdie hardnekkige en hardkoppige gees werk nie saam met 'n verbond wat goddelik is nie. Hy weerstaan dit. Nou die stryd van die gees van Leviathan mag dalk een van die moeilikstes wees wat 'n mens in jou Christelike lewe teekom. Ons het al gepraat van Isebel en al die ander, maar hierdie gees van Leviathan is geweldig sterk. Hy's oral en ek het 'n goeie idee dat hy werk in 'n redelike mate in alle mense. Ek dink nie enigiemand uitgesluit nie, ek ook nie. Want dit is vir 'n mens bitter moeilik om jouself te verneder. Om regtig te gaan en jouself te verneder is bitter moeilik vir enige mens. En ek dink die gees van Leviathan is baie, baie goed werkbaar in alle mense se lewens. In party mense het hy die oorhand gekry en in ander mense probeer hy nog 'n houvas te kry en hy probeer nog homself ingrawe totdat daardie mens ook vol trots en hoogmoed geraak het. En dit geld vir werklik vir ons almal en ons moet almal gaan kyk of daar nie by ons 'n gees van trots en van hoogmoed is nie. En die plek waar ons dit kry is as 'n mens jouself gaan meet aan die Here se woord, want die oomblik wat jy jou sonde, jou eie sonde erken, beteken jy moes jou verneder het. Jy moet erken, jy moet verneder. En as 'n mens kom by 'n plek en die Here se woord spreek 'n ongeregtigheid of 'n spreek 'n sonde aan en ek laat dit by my verbygaan en sê hierdie is nie vir my nie, die gees van Leviathan is werksaam, dan moet ons van hom ontslaa raak. Job 41 vers 1b sê: Wie is hy dan wat voor my sou standhou? Dit is die Here wat praat. Wie het eerste aan my gegee dat ek hom moet vergelde? Wat onder die ganse hemel is myne. En die wapens wat die Here ons gee teen die gees van Leviathan. En dit is juis hierdie goed wat hy gaan weerstaan. En dit is gebed en vasting. As 'n mens agterkom, hierdie gees van Leviathan is jou eie lewe werksaam, trots en hoogmoed. Ek het trots, ek het hoogmoed in my lewe. Wat gaan werk daarteen? En dit is gebed en dit is vasting. Maar dit is juis hierdie goed wat Leviathan gaan weerstaan. Maar is juis dit wat God gaan gebruik om mee te verslaan. Nou as 'n mens kan kom by gebed en by vasting om te bid, beteken dit jy onderwerp jouself aan die Here, jy verneder jouself. Om te vas, sê jy onderwerp jou eie wil, die wil wat jou liggaam het, want dit is 'n manifestasie in jou eie liggaam. Jou liggaam is honger en dan gaan jy vir jou liggaam sê nee, jy gaan nie kos kry nie. Ek onderwerp my wil wat sê jy moet jouself versadig. Daardie wil vat ek, sit dit eenkant en ek sê Here, versadig U my. En jy vat jou eie wil en sit dit onder God se wil en dit is natuurlik een te veel om vir 'n trotse mens om dit te doen. Dit is een te veel vir 'n hoogmoedige mens om dit te doen, om te bid en te vas. Maar dit is die deurbraak. Dit is die deurbraak as 'n mens werklik verlossing wil hê van hierdie gees van trots en hoogmoed, hierdie gees van Leviathan. 1 Petrus 5 vers 5 sê: Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Daar is 'n tyd wat 'n mens verhoog word, maar jy moet dit nie self doen nie. Daar is net een wat 'n mens kan verhoog en dit is God self. Hy sal verhoog, maar eers wanneer jy jouself verneder het. Wanneer jy self in hoogmoed na die Here toe kom, wat doen hy? Hy weerstaan jou. Hy weerstaan jou. Dit is asof hy vir die hoogmoedige sê, gaan staan julle maar aan een kant. En dan draai die Here sy rug op hoogmoedige mense. Hy draai sy rug op trotses. Op 'n trotsaard en hoogmoedige mens. Die Here draai sy rug op hulle. En dan praat hy hier met die nederiges. Aan hulle gee hy genade en dit is hulle wat hy gaan verhoog. 'n Mens moet jouself meet en kyk, waar staan ons? Staan ons daar by die kring van die hoogmoediges en die trotses of staan ons hier by die nederiges? Onthou dat godsdienstigheid en vals nederigheid deel is van die vesting van Leviathan. Om godsdienstig te wees, met ander woorde, jy's eksie perfeksie, op 'n sekere manier aantrek, op te tree, hoë geestelike woorde te gebruik,
voed die vlees. Dit is alles om jouself te promoveer. Dit is hoe ons dit doen, dit is hoe ek dit doen, en niemand gaan my nou iets anders vertel nie. Dit is om te dink dat ons al verder gevorder het en meer geestelik is as ander. Dis die gees van Leviathan. Geestelike hoogmoed is baie gevaarliker as vleeslike hoogmoed, want daardeur weerstaan jy direk die werking van die Heilige Gees. Daardie gees wat ons lei, daardie gees wat ons trooster is, die Heilige Gees wat vir ons gestuur is, word weerstaan deur geestelike hoogmoed. Nou, ons kan nie genoeg waak en bid teen hoogmoed, trots, godsdienstigheid en vals nederigheid nie. Wat is 'n valse nederigheid? Dit is wanneer hierdie gees voorkom asof hy nederig is, maar in sy hart is hy hoogmoedig. Dit is 'n valse nederigheid. Psalm 138 vers 6 sê, want die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan en die hoogmoedige ken hy uit die verte. Die hoogmoediges, dit is asof die Here die hoogmoediges vat en hy sit hulle toer eenkant neer. En hy sê, met julle wil dit niks te doen hê nie. Dis geweldig. Hy sien hulle uit die verte aan. Maar die nederiges is by hom. Aan hulle gee hy genade. Nou hoogmoed en trots staan bo aan die lys van dit wat die Here haat. En ons moet onsself ondersoek en kyk of hierdie eienskappe van Leviathan dalk iewers in ons lewe is nie. En ek dink ek kan dit sê, iewers in alle mense se lewens is Leviathan werksaam. Daar is hier en daar, is daar werklike uitsondering. En as ek dink aan uitsonderings, dan kan ek praat van die apostels in die Bybel. Hulle het ook eendag op 'n stadium het hulle ook hulle eie trots en hoogmoed het hulle gehad. Maar toe die Here hulle kon uitgestuur het en hulle is gevul met die Heilige Gees, hulle het daarna gegaan, dan kan ons kyk wat het hulle in die Nuwe Testament geskryf. Dit is daardie apostels wat die Nuwe Testament geskryf het en dit is in absolute, totale nederigheid geskryf. Hulle totale wil is geonderwerp aan die Here se wil en hulle het Leviathan oorwin. Hulle het hom werklik oorwin. Maar soos wat hierdie gees van Leviathan al hoe meer werksaam word oor die aarde, moet ons oppas dat ons nie toelaat dat daarvan sy werking in ons eie lewe begin posvat nie. En mens kan dit maar toets. Is jy bereid om jouself totaal te verneder? Is jy bereid om jou eie wil totaal aan die Here se wil te gee, ja of nee? En 'n mens kan jouself maar eerlik antwoord. En as mens vind dat 'n mens sukkel daarmee, gaan soek die gees van Leviathan. Nou, ek gaan die gees van Leviathan net vinnig opsom. Die gees van Leviathan sit agter trots en hoogmoed. Iemand wat deur hierdie gees beset is, kan geen kritiek verdra nie, weet altyd beter en neem geen vermaning aan nie. So 'n persoon kan homself nie verneder nie. Hy verhard hom teen gesag wat oor hom aangestel is. Sy voorkoms is hard. Hy bewys nie genade en barmhartigheid nie, stoomroller mense uit die pad uit. Hulle skroom nie om jou aan te val en te oorweldig met hulle eie sienswyse nie. Self kan hy nie sien dat hy gebind is nie en enige gesprek in daardie rigting sien as 'n konfrontasie. Hierdie mense se gebedslewe is gebrekkig, hulle verhouding met God is oppervlakkig, al wil dit ook voorkom dat hulle diep geestelik is. Hulle kan nie buig onder die woord van God se gesag en autoriteit nie en sal dit verdraai om hulle te pas. Om tot insig en bekering te kom is bitter moeilik, want beide sal 'n vernedering beteken. Hierdie is die een gees waarop God sy rug draai, maar dit is ook net hy wat in staat is om verlossing vir die siel te bring. Nou, daar is baie gebede wat ons kan bid vir die verlossing van Leviathan, maar daar is iets wat mens in gedagte kan hou, en dit is, Leviathan is natuurlik 'n vors dit is 'n seemonster, hy bly in water, en is natuurlik een van die groot vorste wat in die weste staan. Ons het nou die dag daaroor gepraat, van die 4 vorste van die koninkryk van duisternis. As jy onthou, in die noorde staan Belial, in die suide is Satan, en dan in die ooste staan Lucifer, en in die weste staan Leviathan. Dis die 4 vorste op die 4 windhoeke, en daardie Leviathan bly in die see. Nou, wat 'n mens kan bid, 'n mens kry dit in die Here se woord ook, Psalm 124 vers 5, en daar praat hy van die trotse waters wat oor jou siel gaan. Nou, 'n mens kan bid, Here, laat die water van die Leviathan opdroog. En as sy water opdroog, dan vergaan hy, want hy kan nie op land bestaan nie, hy kan nie op droë grond bestaan nie, hy bestaan in die water. Maar 'n mens kan bid dat die see van Leviathan opdroog.
En dit sal nie die see wees nie, as ons kyk fisies waar dit is, dis nou die Middellandse See. Die Middellandse See gaan nie opdroog nie, maar dit is die see van die Leviathan wat in my lewe werksaam is. So as ek bid dat die see van Leviathan wat in my lewe werksaam is, as daardie see en daardie water opdroog, dan kan Leviathan nie verder bestaan nie. En dis een van die gebede wat ons kan bid, en die Here sal ons vrymaak. Daar is heelwat skrifte en daar is heelwat gebede wat ek het, maar ek gaan dit nie nou hierso aanhaal nie, maar op die video wat ek op YouTube laai, dan sal ek daardie skrifte, sal ek daar lys as jy daar wil gaan kyk hoe dit werk. Die Here seën elkeen. Amen.